So rukkie gelede ry ek uit Johannesburg uit. En ek het my bril bo op die kar neergesit. En terwyl ek ry het hy af van die dak af gegly en met sy een oortjie hier op die boot se riffeltjie gehaak. 100 kilometer verder stop ek by 'n volstasie. En daar hang my bril for dear life aan daai boot, net met 'n stukkie van sy oor. En ek haal hom af en ek dink so by myself, soms voel ek en jy ook so. Soms voel ons, daar is net so 'n stukkie van die lewe waar ons vasklou en in hierdie groot wêreld voel ons so klein. En ek wil vandag vir jou die vraag vra, hoe groot is jy? Nie hoe groot is jy nie, hoe groot is jy? Is jy groter as die etikette wat mense om jou nek hang? Is jy groter as daai etiket wat jy oor jouself aan jouself hang, daai prystag wat jy vir jouself gee? Is jy groter as die gedaantes van al daai verkwiste geleenthede wat in die nag 2 uur in die oggend by jou spook? Is jy groter as jou swakste besluit? Hoe groot is jy? Op 'n stadium loop Elia vir Elisa, sy opvolger, die een wat 2 keer meer wonderwerke as hy sou doen, op 'n plek raak. Maar, en dit is baie groot maar, waar tref hy hierdie nuwe profeet aan? Voor die skares van mense, in die raadsale van konings, in 'n wolk van heerlikheid. Nee, hy tref hom heeltemal op 'n plek aan waar ons die volgende profeet, die opvolger van Elia, nie sou verwag nie. Kom ons lees saam uit 1 Konings 19 vers 19. Hy, dit is Elia, het toe daarvan af weggegaan en Elisa, die seun van Safat, aangetref terwyl hy aan die ploeg was, met 12 osse voor hom en by die 12de paar was hy. Met ander woorde, hy tref hom aan agter 24 osse wat 'n ploeg sleep in 'n stowwerige land. En hy sien hoe hy kort die vars miskoeke moet dodge om net verby te kom. Sy oë rooi van die stof en sy stem hees geskreeu op hierdie 24 osse voor hom. Hy ren met al sy krag na links of na regs, net om weer van sy voete afgepluk te word deur hierdie span. En hy profeteer vir die osse in 'n taal wat ek nie op die lug kan herhaal nie. Hy praat met hulle Afrikaans. Loop ek jou ook vandag agter die osse raak tussen die stof? Is jou oë ook rooi gehuil en jou stem hees geskreeu op omstandighede wat net nie wil verander nie? En pluk die lewe jou ook soms van balans af? En wanneer jy so ploeg en moeg geploeg is, ruik en smaak en voel elke dag vir jou dalk dieselfde? Is jy die plek waar dodelike routine jou leiwag geword het? Daar op daai plek van dooie routine word passie plig. Baie keer in ons verhouding met ons werk en met ons werkgewers en met die mense na aan jou, val ons so in daai routine in waar ons leef vanuit besluite en nie meer van passie nie. Ons verhoudings word in stand gehou deur goeie keuses, maar nie meer deur daai passie wat energie aan elke besluit van ons gee nie. En intimiteit in ons verhoudings word maar net leë voornemens en besluite. Was jy al in 'n verhouding op daai plek waar jy besluit, ek gaan 'n beter mens wees, ek gaan liewer wees vir hierdie persoon, en dan kom jy agter, daai besluite is moeiliker om na te kom as wie jy gedink het. En agter daai ploeg, in die stof, wonder ek en jy heimlik, wat is verkeerd met my dat ek hier vassit? En daai man agter die ploeg in die Ou Testament kon dieselfde gedink het. Hy kon gedink het, ek is 'n nobody, wat is fout met my? Ek hak vas agter 'n ploeg in die stof en die osse ruk my heen en weer. En dan kom die groot profeet Elia verby, en wat doen hy? Hoor, kom ons lees verder. En Elia het vir hom verby gegaan en sy mantel op hom gegooi.
In die Ou Testament in die Hebreëse kultuur het mantels 'n baie sterk geestelike en kulturele simboliek gehad. 'n Simboliek wat so sterk is dat ons dit maklik miskyk. Die woord mantel in Hebreëus was aderet en dit beteken goddelike heerlikheid. Hierdie man sit nie stof, hy voel so ongeestelik, jy kan met hom swys. En dan kom die groot profeet verby en hy het waarskynlik opgekyk na hierdie profeet en gedink, hier kom die man van God en kyk hoe sien hy my vol stof. Ek onthou, my ouma het altyd gesê in die nag maak sy die huis aan die kant. Dan sê ek, ouma, hoekom maak jy die huis aan die kant? Die bediende gaan dit môre doen. Dan sê sy vir my, nee, net nou kom die dominee in die nag. Net nou moet die dominee my kom help in die nag en dan sien hy my huis so. En ek is seker hierdie man het agter die ploeg gesit en gesê, moet hierdie profeet my nou so sien swoeg. Aderet, goddelike heerlikheid. Die profeet kom en hy gooi die mantel van goddelike heerlikheid oor hierdie man wat voel na niks nie. Mantels was daai tyd 'n lang kleurvolle kleed wat om die skouers van iemand gehang het en dit was 'n simbool van status, autoriteit en identiteit. In hulle kultuur het die mantel wat iemand gedra het, gesê wie hy was, watter gesag hy gehad het en watter status in die lewe gehad het. In die stof agter die ploeg voel status, autoriteit en identiteit maar min. Die geestelike betekenis van 'n mantel verwys weer na roeping, salwing en geestelike krag op jou lewe. Toe Elisa net stof proe en daar geen salwing of geestelike krag in sy lewe is wat hy kan voel nie, op daai oomblik vat Elia die mantel en hy gooi dit om sy skouers. Is dit moontlik dat die teenwoordigheid van die Here op ons skouers kan rus wanneer ons moeg geploeg in die stof rondploeter? Partykeer voel jy so ongeestelik want jy stoei met omstandighede en tog kan die Here vandag kom en hy kan die mantel oor jou gooi. Stof van omstandighede kom sit so maklik tussen ons tande en op ons hare. En dit hang net af van watter juk op ons skouers is. Onthou jy in die Nuwe Testament het Jesus gesê in Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. En dan doen Elisa, die oomblik toe daai mantel op hom vang, doen hy 'n baie interessante ding. Kom ons lees saam uit 1 Konings 19 vers 21. Toe draai Elisa om en hy gaan slag die 2 osse en met die juk het hy vleis gebraai en dit vir sy werkmense gegee om te eet. En daarna het hy saam met Elia gegaan. Hier gebeur 'n baie vreemde ding. Hierdie man wat ploeg kom by die plek waar hy sê, ek gaan hierdie osse van my slag. Onthou die osse was dit waarmee hy geld kon maak en hierdie juk waarmee hy hulle bestuur het, dit waarmee hy sy besigheid bestuur het, sy boerdery, vat hy slag dit en gee dit vir sy werkmense. En dan staan hy op en hy loop agter Elia aan. Voordat hy die profeet volg, verbrand hy die juk van sy lewe. Soms volg ek en jy die profeet, ons volg soms die wil van die Here voordat ons 'n vuur gemaak het. George, wat bedoel jy nou? Jy sien, hierdie vuur veroorsaak die verskil tussen wilskrag en passie. Baie keer praat die Here met jou en my en dan maak ons 'n besluit om te volg, maar ons verbrand nie dit waarvan ons toekoms afgehang het nie. En dan verstaan ons nie dat passie nie kan opstaan in ons lewe nie. Jy sien die woord passie in Latyn was die woord passion, wat beteken om intentioneel te lei of om te besluit om te lei. Baie keer dink ons passie moet net van self op ons val. Daar's 'n Griekse woord ook vir passie, dis die woord pathos, wat beteken om met entoesiasme te lei. Onthou jy, daar's 'n skrif in die Bybel wat Jesus praat oor offergawes en tiendes, dan sê hy,
ek het 'n blymoedige gewer lief. Daai blymoedigheid haak aan hierdie woord pathos wat beteken om entoesiasties te lei, om te gee met entoesiasme. Sonder vuur in ons lewe maak lyding ons depressief. Sonder dat ek en jy gereed is om vuur te maak met dit waarvan ons toekoms afgehang het te wille van die Here, leef ons 'n lewe van besluite, maar ook 'n lewe sonder passie. Dink maar aan jou verhoudings. Begin jou verhouding met 'n prys of begin dit met 'n besluit? Wanneer ek en jy nie ons verhoudinge met 'n prys begin nie, dan moet ons elke dag die besluit maak om lief te hê, maar hoe groter die prys, hoe groter ons liefde. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, hulle vir wie baie vergewe is, het baie lief. Wanneer ons jukke brand, dan produseer die lyding in ons lewe empatie en passie. George, wat is hierdie juk waarvan jy praat, wat ek nou skielik moet aan die brand steek? Jy sien, 'n juk in jou lewe is daai een ding wat jou hart swaar maak. Ons verhouding met die Here is bedoel om 'n passievolle, soos die Engelsman sê, endeavor te wees. Ons verhouding met die Here is veronderstel om maar een ding te wees wat ons oplig, wat ons in die oggend laat opstaan, daai een ding in die dag waarna ons uitsien. En ek wil vandag afsluit met hierdie vraag, wat is die juk in jou lewe? Daai ding wat jou hart swaar maak. Wat moet jy vandag verbrand? Dalk is dit die klein dink wat jy het van jouself. Dalk is jy ook daar agter die osse en die stof en jy sê, die Here kan niks met my doen nie. Ek is useless. Kyk al die foute wat ek in my lewe gemaak het. Ek het bankrot gespeel dalk eendag. Ek is deur 'n huwelik en ek het geskei geraak. Of ek is net by daai plek waar ek voel niks wil uitwerk in my lewe nie. Die een drama na die ander een volg my. Dalk moet jy dit brand vandag. Dalk die feit dat jy jouself te min gun. Dalk sê jy, omdat ek deur al hierdie goeie is, verdien ek nie geluk nie. Ek verdien nie om in die diens van my koning te staan nie. Ek verdien om maar daar in die stalle te werk soos 'n slaaf. Ek is soos daai seun in die gelykenis van die verlore seun wat tussen die varke gesit en sê, ek wil teruggaan na my pa toe, maar ek sê ek sal soos 'n slaaf wees, want ek verdien nie om 'n seun of 'n dogter te wees nie. Dalk moet jy vandag die gedagte brand dat jy hoort in die stof agter die osse en sweet vir elke druppel kos wat jy eet. Eet jy stof vandag? Ek wil vandag vir jou in die oë kyk en ek wil vir jou sê, jou Vader het medelee en genade vir jou. In daai oomblik waar jy in die stof sit en moedeloos voel, op daai oomblik wil hy vir sy profeet sê, vat hierdie mantel van heerlikheid en hang hom oor jou skouers. Hy is dood, sodat jy kan leef. Sy seun het gesterf, sodat jy kan leef. En om net te swoeg agter die osse is nie 'n lewe nie. Om net die een goeie besluit na die volgende een te maak, is nie die lewe nie. Die lewe is om uit en vanuit passie te leef. Wat moet jy afgooi in hierdie oomblik? Ek wil hê jy moet vandag jou oë toemaak en vir 'n oomblik dink. Wat is dit wat ek moet afgooi? En dan moet jy vir jouself sê, ek mag dit afgooi. Dit voel dalk asof dit die sekuriteit van jou lewe is. Dis dalk 'n stap van geloof wat jy moet vat om iets af te gooi vandag. Hierdie swaar kry dalk so jou identiteit geword dat dit ook jou sekuriteit is. Gooi dit weg. Kom sit dit vandag voor sy troon. Hy wil vandag vir jou en vir my sê dat ek het 'n plan met jou. My plan met jou is amazing. My plan met jou is nie net 'n rits van goeie besluite nie, dis 'n lewe waarin jy kan heers. Dis daai plek waar jy vir altyd jou ploeg kan brand. Soms is dit daai een ding wat ons laat voel, dis die ding wat my gaan laat vorentoe gaan. Maar dis daai ding wat jou laat sweet en vas waar jy is. En die Vader wil vir jou sê, ek het 'n nuwe seisoen vir jou. Ons is nou aan die einde van die somer, die herfs begin nou en 'n nuwe seisoen met 'n klomp nuwe reëls en dinge begin.
Dit gaan skielik begin kouer word, ons gaan anders aantrek. En ons gaan anders voel, maar ons gaan ook daai kaggel aansteek en lekker in hierdie winterson voor die kaggelvuur sit. En ek wil vir jou vandag sê, wanneer jy jou ploeg gaan brand, wanneer jy agter die osse uitklim en daai mantel van heerlikheid wat hy op jou skouers wil neersit, vat en sê, dis myne, hy het 'n plan met my. Daar is nog 'n toekoms. 'n nuwe begin is nie tweede beste nie, 'n nuwe begin is baie keer die beste. Vir my, in my lewe was die tweede kans was die beste kans wat ek gehad het. En hy wil vandag vir jou sê, moet nie meer met 'n houtbril en 'n plank oog na jouself kyk nie. Begin om met verwagting na jou toekoms te kyk, want ek wil 'n mantel van heerlikheid op jou skouers sit, en dit sal jou dapperheid gee om die ploë in jou lewe wat jou terughou te brand. Kom ek bid saam met jou. Vader, ek wil vir elkeen vandag seën wat saam my geluister het na hierdie kort woord, en ons eer u vandag, dat u mantel van heerlikheid oor ons skouers hang. Gee ons die dapperheid om die ploë van ons lewe te brand, en om onsself te gun dat die koning het 'n nuwe plan vir ons, 'n bediening wat vir ons 'n dubbele vrug sal gee, net soos wat Elisa dubbel soveel wonderwerke soos Elia kon doen. Bring ons by daai plek waar ons weer sal uitsien na die pad in die toekoms en die plan wat hy vir ons elkeen het. En ons eer u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Geniet hierdie week wat kom, geniet elke oomblik, en ek wil jou seën met 'n week waarin jy sal ontdek wie jy is, en dat sweet agter die osse nooit weer 'n identiteit sal wees, maar dat jy 'n nuwe passie in jou hart sal ontdek. Geniet elke oomblik, en onthou, elke oomblik behoort net aan jou. Mooi loop, sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd.